dinge en die Here gooi jou beplanning deur mekaar en hy doen net wat hy wil. Praise God. Nou ek gaan vanoggend met julle 'n lering bring wat ek glo jou lewe gaan verander. Dit gaan eenvoudig wees, ek gaan dit so eenvoudig as moontlik maak. Ek wil met die praat, kyk eens op die bord. Ek wil met die praat oor is jy 'n kind of is jy 'n slaaf? En ek gaan so 3 eienskappe noem. Teendeel hierdie preek uiteindelik nog een wat volgebom, maar gaan hom die volgende Sondag preek want die Here volgende Sondag moet jy nie mis nie. Ek het 'n woord wat die Here in 'n paar minute vir my gegee het hierdie week. Maar kom ons begin gou by wedergeboorte en ek wil hier met saam op die bord kyk. Nou kry vir jou pen reg. Ons gaan teach vanoggend en ek wil so gou as moontlik deur dit gaan want die Here is so groot man. Halleluja. Dit was so lekker vanoggend in sy teenwoordigheid. Kom ons kyk Romeine 8 vers 5. Nou ek wil hê met stadig het lees. Ons gaan baie skrif doen vanoggend. Gaan nie lank wees, maar baie skrif. Want julle, nou hier praat hy nie van die sondaars, hier praat hy met die gelowiges. Kom aan, help my, kan ek 'n amen kry? Julle sal met my help volgen. Kom aan, hy sê, want julle gelowiges het nie ontvang die gees van slawerny nie. So daar's iets, kyk na my, daar's iets wat die kinders van die Here nie ontvang het nie. Jy het nie ontvang om 'n slaaf te wees nie. Kan jy dit so reg lees in die Bybel? Okay, wat het ons ontvang? Maar beteken, vergeet nou van alles aan die ander kant, aan die linkerkant, jy het nie ontvang 'n gees van slawerny nie, so moenie daaroor worry nie. Wat het jy ontvang? Jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders. So die Bybel sê 2 dinge hier. Hy sê, iets wat jy ontvang het, en iets wat jy nie ontvang het nie. Jy het nie ontvang, of jy het nie ontvang slawerny nie, maar jy het ontvang kindskap. Dis as jy wedergebore is, kan ek 'n amen kry. Alright, nou kom ons gaan nog 'n skrif. Kom ons met 'n paar skrifte met 'n bevestiging. Galasiërs 4 vers 4 en 5. Maar toe kom die volheid van die tye gekom het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het Jesus gekom? Vers 5. Om die wat onder die wet was. Kom aan. Die wat ek en jy wat onder die wet was. Ons kon nie die Bybel gehoorsaam nie. Ons kon nie die 10 gebooie gehoorsaam nie. Julle wat onder die wet was, luister mooi, los te koop. Kom aan kerk, gee die Here 'n prys in hierdie plek. Jy is so kosbaar dat Jesus jou gekoop het. Ek dink ons besef dit, ons dink wel van ons span het wedergebore. Nee, jy's gekoop. Jy's waardevol. Hoekom is jy gekoop? Die Bybel gee die antwoord. Kyk daar staan daar. Hoekom het hy jou kom koop? Met sy bloed. Met sy dood. Hy het jou kom koop sodat jy die aannemer van kindskap kan kry. So, luister mooi. Jy word nie 'n kind van God omdat jy goed is nie, omdat jy werke doen nie, omdat jy Sondag die kerk is nie. Jy word 'n kind van iemand het jou gekoop, halleluja, en het jou kind gemaak. Is jy by my? So daai woord, koop gaan ons net op behandel, so gaan jy nou oor praat nie. Maar dit beteken om uit die slawemark uit te gaan koop. So jy's gekoop om 'n kind van God te word deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil jy moet hoor, dat daar's 'n duur prys vir jou betaal, vir jou kindskap. Moenie jou kindskap goedkoop maak nie. Daar's 'n lewe vir jou gegee, sodat jy 'n kind kan wees van God. Okay, nou kom ons gaan verder. Nog een skrif. Luister mooi. Galasiërs 4 vers 6 en 7. Hy sê, en omdat julle kinders is, hulle wat wedergebore is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestort en hy roep, Abba Vader, Daddy Vader, bron. Ons gaan net oor praat. Hy sê, kyk mooi, daarom, omdat jy nou die gees van die Here in jou het, omdat jy nou kind van God is, omdat die volheid van die Godheid binne my woon, daarom is
ek nie meer 'n slaaf nie, 'n diensknegt nie. Kan jy agterkom? Hy sê, maar wat is ek dan? Wel, hier is op die bord, maar jy is nou kind. Is jy by my? En as ek 'n kind is ek ook 'n erfgenaam van God. Kom aan. So luister mooi. Ons is nou in die present tense kinders van God. Ons is nou in die present tense nie meer slawe nie. So sê vir jou langs jou, ek is nie 'n slaaf nie. Ek is 'n kind van God. As jy nou wedergebore is. Okay. Dit is belangrik dat jy hierdie basic ding wat ek vanoggend verduidelik het verstaan. 3 skrifte, 3 keer sê die Here vir jou, jy's nie 'n slaaf nie, jy's 'n kind. Maar hier lê die probleem. Die probleem lê, luister mooi, ek is wedergebore. Ek is 'n kind van die Here, maar in my denke het ek 'n slaafmentaliteit. Okay, dis baie stil in die Pinksterkerk. Ek wil weer sê, luister my. Ek is 'n kind van die Here. Ek is wedergebore. Maar die meeste kinders van die Here se denke lewe nog in Egipte in die slawe. Hulle het ook slaafmentaliteit. Luister mooi. Hulle het 'n slaafmentaliteit. En dit beteken jy het 'n bedelaarsmentaliteit. En dis wat ons John volgend gebid het. Jy sit hier, jy sê, wel pastoor, ek is niks en ek het niks nie. Ek is maar net 'n wurm, ek beteken niks nie. Ek is nie waardevol nie en ek het nooit iets nie. Ek gaan altyd arm bly. Ek is arm gebore en ek sal arm doodgaan. Ek is 'n verloorder. Dis maar hoe ek is, so gemaak, so laat staan. En ons glo die leuns van die duiwel, van die denke sê vir ons al hierdie nonsens, die vyand in ons denke. So dat is baie kinders van die Here, die meeste wat hier sit vanoggend, is kinders van die Here. Maar hier nog steeds Egipte land. Hier dink jy nog soos 'n slaaf. En voordat jy, luister mooi, voordat jy nog nie jou denke vernuwe het nie, gaan jy 'n kind van die Here wees met 'n slaafmentaliteit. So die oplossing, kyk na my, om my mentaliteit te verander, mentaliteit is hoe ek dink oor myself, die oplossing hoe ek dit kan verander, sê Paulus van Romeine 12 vers 1, gee vir ons die oplossing. Lees dit saam, ek het soos gaan basic wees, hier is baie basic. So luister mooi, wat is die oplossing? Hy sê, en word dan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, hoe? Deur die vernuwing van jou denke, hoe jy dink. So het help ek is wedergebore, maar my denke dink nog soos 'n slaaf nie. Dit help ek is uit Egipte land, maar my denke is nog steeds daar nie. Dit het letterlik met die Israeliete gebeur. Hulle was vry, maar wat sê hulle vir Moses? Man, toe ons in Egipte land was dit beter, ons het kos gehad, ons het water gehad. Jy sien hulle denke was nog steeds daar, want hulle was te lank daar. Die oplossing kind van die Here is dat met 'n mind shift kom. Dan moet 'n transformasie kom in wat jy dink en jy moet weet wie jy is. Nie meer 'n slaaf nie, maar jy's 'n kind van God. Ek dink nie soos 'n slaaf nie. Ek lewe nie soos 'n slaaf nie. Ek tree nie op soos 'n slaaf nie. Ek is 'n kind van God, kan ek 'n amen kry? As jy dit glo, sê amen. Nou kyk wat sê die TPT. The Passion. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you. You see, the culture around you sê jy's 'n slaaf. Die culture hier om jou sê, waar jy's 'n verloorder. Die culture hier om jou sê, jy gaan armer word. Come on. Hy sê, but be inwardly transformed by the Holy Spirit, who, through the total reformation of how you think. So dan moet 'n total transformation kom van die manier hoe ek dink oor my wie ek is. Kan ek 'n amen kry?
oor week is. Come on. Ons almal ken hom in die Amplified. Luister mooi. Do not be conformed by this world, the age. Vast nou die. Fashioned after, adapted to external, superficial customs, but be transformed, be changed, entirely renewed of your mind by its new ideals and the new attitude. Jy sien my en jou werk. Kyk na my. Wedergeboorte het ek ontvang, nie uit werke nie, nie uit iets wat ek gedoen het nie, maar alles as gevolg van wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het. Maar hier kom het, luister mooi. Jou vernuwing van jou denke is nie God se verantwoordelikheid nie, dis jou verantwoordelikheid. Jou redding is God se verantwoordelikheid, jy kan jouself nie red nie. Maar jy kan jou eie denke vernuwe. Jy kan vanoggend besluit ek gaan anders dink oor wat ek is. Jy kan vanoggend sê ek is moeg om 'n slaaf te wees. Ek is moeg om opgetrap te wees. Ek is moeg om die ster te wees, terwyl die Here sê, ek is die kop, halleluja. Ek is moeg om 'n verloorde te wees, terwyl die Here sê, ek is meer as oorwinnaar. Ek is moeg om te sukkel, terwyl die Here sê, ek het vir julle lewe in oorvloed gegee. So is 'n verandering van my denke. So my verantwoordelikheid op die pad wat ek wandel, is om met my denke, luister mooi, in lyn te kry van wat God sê. Nie wat die customs sê nie, nie wat society sê nie, nie wat mense sê nie, nie wat die rapport in die huisgenoot sê nie, maar wat die woord sê, kan ek amen kry. Dis my verantwoordelikheid. Ok, nou ek gaan net met die 3 punte behandel vanoggend, vinnig. Drie dinge wat ek glo, dat's baie meer, eintlik het 6, maar ek wil oor 3 vanoggend vinnig praat. Die eerste een is, baie mense het 'n slaaf mentaliteit, want hulle dink, hulle is iemand anders se eiendom. Hulle het ook daai besef gekom nie. Jy sien 'n slaaf word gekoop, dan behoort hy aan iemand wat hom gekoop het. Nou ek wil gou iets sê, ek en jy is slawe, maar nie in die konteks waar ek vanoggend bedien nie. Ek en jy is bondslyf van die Here. Paulus noem het, hy sê, hy sê ek is 'n bondslyf. Dis 'n vrywillige slaaf. Dis 'n slaaf uit eie wil. Dit beteken maar net eenvoudig, ek sal alles, I surrender everything to God. Maar dis nie waar ons vanoggend oor praat nie. Ons praat vanoggend oor 'n mentaliteit. So wat is 'n slaafmentaliteit wat eiendom betref? Wel, 'n slaaf besef nooit hy's gekoop deur Jesus Christus nie. Ek wil hê moet hoor, hy besef dit nie. Jy's wedergebore in hierdie plek, maar jy besef nie jy's God se eiendom nie. En daarom probeer jy heeltyd op jou eie kragte saak maak. Jy's heeltyd bekommerd. Jy leef heeltyd in vrees, want jy besef nie, wel, iemand het my gekoop nie. Jy behoort nie meer aan die duiwel nie. Kom op kerk. Die duiwel is nie jou voorsienaar meer nie. Die duiwel is nie jou bron nie. Jy is 'n ander eienaar gekry. 'n Slaafmentaliteit besef nooit dat jy's God se eiendom nie. En daarom lewe ons in vrees die hele tyd, in bekommernis die hele tyd. Nou kyk wat sê 1 Petrus 2 vers 9 vir ons, kom aan, ek ken almal hierdie skrif, maar ek wil gou net vir die 1 punt uit om uithaal. Hy sê, maar julle gelowiges, julle is 'n uitverkore geslag. Kom aan, ek sal al die amens van wat ek kry. Julle is 'n koninklike priesterdom. Julle is 'n heilige volk. Maar kyk wat sê hy nou. Julle is ook 'n volk as eiendom verkry. Hoe het jy die eiendom van God geword? Wel, hy het jou kom koop. Ons het net gesê, ek gaan nou vir dit wys. Daarom is jy God se eiendom. So nou moet ek begin anders te dink. Luister mooi. Ek wil my denke vernuwe en sê, hey,
Ek kan vanaand rustig gaan slaap want ek is God se eiendom. Ek hoef nie te vrees vir môre nie, hoekom nie? Want ek is God se eiendom. Niks kan my skade doen, hoekom nie? Want ek is God se eiendom. Hy bewaar sy eiendom. Ek is in die holte van sy hand en niemand kan my uitdruk nie. Hy sal môre vir my voorsien, hoekom? Want ek is sy eiendom. Het maak nie saak wat die mense sê, of ek wil nie sê nie. Ek weet, ek is God se eiendom en hy sal vir my sorg. So dan besef ek, as ek God se eiendom is God my Vader. God is my bron van voorsienigheid. Ek is 'n kind van die koning van die heelal. My Vader is die koning van die heelal, kan ek 'n amen kry. Halleluja. Ek is 'n kind van God. Ek het nie langer 'n slaaf mentaliteit nie. Ek weet aan wie ek behoort. Ek wil vir die skrif lees nou in die oorspronklike taal. En ek gaan hom in Engels vir u lees. Ons almal ken hom, maar ek wil al die oorspronklike goed bysit. Kyk op die woord. Or do you not know that your body, present tense, in die oorspronklike Grieks sê daar staan present tense, jou liggaam, present tense, is the temple of the Holy Spirit who is in you now. Ek praat met kinders van die Here, onthou dit. Hy sê, whom you have received from God and you are present tense, not your own. So ek behoort aan myself nie. En as jy daai dat jou denke kan verander, dat jy min in jouself behoort en verander het jou hele lewe. Want jy sien, jy probeer oplossings kry vir jou probleme. Jy probeer finansiële voorsienigheid kry as gevolg van druk. Jy probeer elke menslike triek wat in die boek is, hoekom? Want in jou denke dink jy behoort nog aan jouself. En daarom staan jou hele lewe in een groot geveg, want jy geveg die gevegte, want jy dink jy behoort aan jouself. Maar wat is wat sy verstonig? For you were bought, en hier kom die Griekse woord, agarosos, wat ek het van gepraat, gekoop, to do business in the marketplace at a price. Jy's gekoop, jy's agarosos, daar's iets vir jou betaal. Daarom sê 1 Petrus, silwer en goud het jou nie vrygekoop nie, maar my kosbare bloed het jou gekoop. Halleluja! You are bought by the blood of Jesus. Maar jy's gekoop. En toe word jy kind van die Here. Maar jy sê kind van die Here net nie. Jy's sy eiendom. En jy sê net sy eiendom nie. Luister mooi, jy's sy erfgenaam van God. Luister wat ek vir jy sê. Jy's sy erfgenaam van God. En alles wat die Vader sin is joune as gevolg van die verbond. Ook er is doorstel in die kerk. Ek sê alles wat die Vader sin is joune. My 2 seuns weet, alles wat myne is hulle sin. Miskien nie nou almal gaan dit erf. Maar ek en jy het klaar geërf, hoekom? Want Jesus het klaar gesterwe, ek lewe nog. Kan ek 'n amen kry? Hy sê die erfenis is geldig wanneer iemand sterwe. Jesus het klaar gesterwe. Jy gaan nie eendag erf as jy in die hemel kom nie. Jy erf terwyl jy op die aarde is. En dis die probleem, ons dink wel, by die hemel gaan ons gesondheid kry. Luister mooi, jy gaan gesondheid kry, maar die probleem is jy het op die aarde nodig. In die hemel gaan daar geen finansiële probleme wees nie, maar jy het op die aarde geld nodig. So jy moet leer om op die aarde te erwe. En jy kan alleenlik bedoen, as jy weet wie se eiendom is jy. As jy weet aan wie jy behoort, Folly, kan ek 'n amen kry? Jou pa is die koning van die heelal, kan ek 'n amen kry? Halleluja. Nou kom Galasiërs, ek weet skryf bevestig. Ek het dit nog gelees, maar ek wil net weer bevestig. Hy sê omdat julle kinders is, nie meer slawe, die kinders is. Luister wat ek sê, omdat julle kinders is, sê bietjie kinders. Nie slaaf nie. Hy sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in jou hart uitgestort. Wat doen die gees? Hy roep Abba Vader. Daarom is julle nie slawe nie. Hoekom nie? Want jy's 'n kind.
En as jy kind is, kom aan kerk, is jy ook 'n erfgenaam. Kyk hoe mooi is die Bybel. Jy's 'n erfgenaam. Kyk mooi, van wie? Jy's 'n erfgenaam, nie van Dani van 'n Westhuizen nie. Jy's 'n erfgenaam nie van jou pa en ma nie. Luister mooi, dis wonderlik om te erf by jou vaders. Jy's 'n erfgenaam nie van iemand nie. Jy's 'n erfgenaam van, kom aan, sê dit hardop. Kom aan, sê dit hardop. God. Jy's 'n erfgenaam van God, wat die aarde besit en alles op die aarde. Jy's 'n erfgenaam van 'n limitless God. Dis vir jou erfenis. Dis waar jy erfenaam kom. En as jy hierdie mentaliteit verander, want ek behoort aan God, man. Ek is 'n kind van God. Daarom behoort ek aan God. 'n Slaaf is gekoop deur 'n heer, maar wat nie vir hom sorg nie. Kyk wat sê hy. Kyk wat sê hy. Dan kom die skrif nader wat sê Matteus 6 vers 26. Hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Come on. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Kom aan kerk. Hulle bring nie by mekaar in die skure nie. Maar tog voed die hemelse Vader die voëls. En dan kom hy en hy sê, is julle nie baie meer werd as die voëls van die hemel nie? Julle is my eiendom. Julle is my crown position. Julle is die grootste van my skepping. Hy sê, julle is baie meer as 'n voeltjie, man. Hy sê, omdat jy my eiendom is, sal ek vir jou sorg. Jy moet jou denkrigting verander. Jy is sy eiendom. En omdat jy sy eiendom is, gaan hy vir jou sorg. In Lukas 12 vers 24, kyk na die kraaie. Want hulle saai nie, hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of 'n skuur nie. Tog voed God hulle. Hy sê, hoeveel meer is julle nie meer werd as die voëls nie? Hoekom? Jy's God se eiendom. Verander jou denkrigting. Jy's sy kind en daarom is jy sy eiendom. En omdat jy sy eiendom is, sal hy vir jou sorg. Hy sal vir jou sorg. Ons het nie nodig om bekommerd te wees oor môre nie. En kom ons gaan na die tweede een toe wat nou bekommernis gaan inbring. Die tweede ding van 'n slaaf. Kom ek sê gaan vanaand hierdie is korter. Die tweede ding van 'n slaaf lewe altyd in vrees. Luister maar, 'n slaaf lewe altyd in vrees. Hy sal nog gaan werk en sal sy baas kom sommer 'n houer se rug gee. Of slat hom met die graaf. 'n Slaaf lewe in vrees. Nou wil ek vir die 3 skrifte gee, want jy moet hierdie 3 goed verstaan. So ek gee vir die 3 skrifte. Kom maar ek sê ek gaan baie skrif gee. So bly by my. Die eerste een is, luister mooi. Hy sê 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie, selfs as net nou, jy het nie 'n dienstige gees van 'n slaaf ontvang nie. Nou kom en hy sê, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So waar het ons nie by God ontvang nie? Ons het nie vrees by God ontvang nie. As jy vrees, is dit nie van God, dan kan ek 'n amen kry. Hy sê druklik, julle het by God nie 'n gees van vrees gekry nie. Okay, nou gaan na Romeine 8 vers 15 toe nou. Ons het dit net gelees, gaan weer lees. Want jy het nie ontvang, kyk na die woord nie. Dit is belangrik om klem te lê op nie. Dis goed dat jy nie ontvang het nie, maar ons maak dit asof ons ontvang het. Jy het nie ontvang die gees van 'n slaaf nie. Okay, wat sê wat doen 'n slaaf? Om weer te vrees nie. Dis wat 'n slaaf doen, hy vrees. Vrees is een van die gripping dinge wat kinders van die Here in hierdie uur besig hou. Ons lees dit in die Koran, ons sien dit op televisie, ons hoor roemers en onmiddellik vrees ons. Vrees is die hoofsaak wat ons liggame siek maak. Vrees is die hoofsaak wat ons laat stres elke dag van ons lewe. Vrees is die hoofsaak waar ons nie by God kan uitkom nie. Hy sê, maar julle het ontvang die gees van vrees nie, om weer te vrees nie. Hoekom nie? Want julle is kinders, nie slawe nie. Kan ek 'n amen kry? Maar nou kom ons by die belangrikste skrif, en hierdie skrif, as jy dit klik, ek het jare gevat voor ek hierdie skrif geklik het. So luister gou mooi. Vers 18, 1 Johannes 4:18. Hy sê, daar is geen
vrees in die liefde nie. Jy moet dit klik. Ek bid dat die Here nou vir jou verlig toe van die verstand gee. Maar die volmaakte liefde doen iets. Wat doen hy? Hy drywe die vrees weg. So hoe raak ek ontslaaf van die vrees? Wel, jy moet die revelation kry van die liefde. Want is die liefde wat die vrees uitdrywe, sê die Bybel. Nou sê maar, een slim evangelis, en ek het al baie in die kant sit om sê, ek wil weer sê, het een keer gesê, mens kan nie help dat die voëls oor jou kop vlieg nie, maar jy kan verhoed dat jy by jou kop nes maak. Jy sê, mens kan nie help dat jy baie keer 'n vrees kry nie, of as jy iets vrees, wat jy hoor jy so 10,000 mense word by die fabriek afbetaal, of 10 mense word, of 20 mense word afbetaal, dat daar nie 'n bietjie vrees kom. Dit is daar. Maar ek en jy het 'n tool, ek en jy het 'n revelation. Hoe kan ons elke keer wanneer die vyand sy pyl van vrees na my lewe toe stuur, hoe om hierdie vrees uit te kanselleer? Hoe om dit buite te drywe? En die Bybel sê wel die antwoord hoe jy doen is deur liefde. Nou wat se liefde? Waar jy met 'n openbaring kry dat God jou so liefhet. Ek wil jy moet hoor. Wanneer die vrese pyle weer na jou lewe toe kom, jy vrees, hoe gaan ek hierdie maand my skuld betaal? Hoe gaan ek hierdie maand kos op die tafel kry? Hier kom die vrees. So wat moet jy doen? Ek moet opkyk en sê, Here, omdat U my so liefhet, weet ek U sal voorsien. Here, ek kyk op en ek weet, omdat ek U eiendom is, sal U voorsien. En so dryf jy die vrees uit. Kan ek 'n amen kry? Jy moet openbaring kry van die liefde wat God vir jou het. Elke keer as jy in 'n nood is, moet jou eerste gedagte wees, ek gaan nie faal hier sin, want God het my so lief, hy gaan my deurhelp. Elke keer wanneer jy in 'n doodloopstraat is, moet jou eerste gedagte wees, he love me so much. Hy gaan net ek dood gaan nie. Ek is sy eiendom. Hy gaan deurkom op die regte tyd. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Hy gaan vir my sorg. Ek is meer as die voëls van die hemel. Ek is in 'n verbond met 'n lewende God. Halleluja. Jy sê ek praat nie van liefde onder mekaar nou nie. Dis ook baie belangrik, maar ek praat dat jy die revelation kry. Man, die brief wat ek ontvang het, is slegte nuus. Die rapport wat ek by die dokter gekry het, sê slegte nuus. Maar ek het die revelation, voordat die vrees my kan beetpak, God het my so lief, hy gaan uitkoms gee. Ek is God se eiendom, hy gaan uitkoms gee. Kan ek 'n amen kry? Ek weet God gaan kom. Alles is op nommer 99. Ek weet dat God gaan betyds kom. Kan ek 'n amen kry? Die vrees word uitgedrywe deur die revelation van wie jy in Christus is. Dat hy my so lief het. Hy gaan my nie in die steek laat nie. Luister wat ek sê, kerk, dat hy my so lief het. Hy gaan vir my voorsien. Dat hy my so lief het. Hy gaan my hierdie siekte uitbring. Omdat hy so lief het, gaan ek nie vroegtydig sterwe en geen onheil gaan naby my kom nie. Omdat hy my so lief het, vrees ek nie meer dat daar nie 'n deurbraak gaan kom nie. Ek weet dit gaan kom op die regte tyd saam met die Here. Because he loves me. Omdat ek sy eiendom is, kan ek 'n amen kry. Jy sien, is 'n denkrigting verandering. Van ek hierdie ding begin besef, luister, 'n bedelaar wandel in vrees, man. Verskoon my, 'n slaaf wandel in vrees. Ek en jy is 'n kind van die Here. Ons het ons Paas, die koning. Ons hoef nie te vrees nie. Die liefde wat God vir my het, dryf my elke keer my vrees uit. Nou die laaste een. 'n Slaaf het 'n bedelaarsmentaliteit. Ek wil jy moet onthou. Nou ek wil jy met hierdie een vat. Ek gaan net afsluit met 3 skrifverse klaar. 'n Slaaf het 'n bedelaarsmentaliteit. Hy staan die hele tyd bakkant. Hy moet heeltyd pleit. Hy moet heeltyd soebat. Hy moet heeltyd deur sy werke of deur iets te doen, dink hy dat hy gaan voorsiening kry. Dis 'n slaafmentaliteit. Wat is 'n kind van God mentaliteit?
'n kind van God het 'n ontvang mentaliteit. Dis groot verskillend. Ek sê 'n slaaf het 'n bedelaars mentaliteit. Ek luister baie keer na mense gebeur en ek kan nie eens iemand dink in hierdie kerk wat dit gebeur het nie. Maar ek het al baie keer gehoor wanneer so 'n groepe bid, dan bid mense. Dan dink ek in myself, nee, hierdie perd het nog nooit 'n revelasie gekry, hy's 'n bedelaar. Hy soebat God en hy pleit by God en hy vertel God hoe swak dit gaan en hoe sleg hy is en hoe verdien hy al dat die Here maar net vir hom sal voorsien. Dis 'n bedelaars mentaliteit. Jy sien, 'n kind van die Here gaan met vrymoedigheid na die troon van genade, nie om enig iets te vra nie, maar om te gaan vat wat syne is. Hoekom? Want jy sy kind. Kan ek 'n amen kry? Ek sien, dis twee verskillende dinge. En ons is as Pinkstermense grootgemaak om 'n slaafmentaliteit te hê. En moenie my kwaad raak nie, ek kom jare in Pinkster. Ons is geleer deur ons pastore om 'n slaafmentaliteit te hê. Want ons het ook nie die revelation dat alles wat ek nodig het, is alreeds vir my voorsien deur die kruis van Jesus nie. Ons dink hy gaan vir ons nog voorsien. Jesus sê, nee my seun, ek het alreeds vir jou voorsien. Ek dink hy gaan my nog gesond maak. Jesus sê, nee, ek het jou 2000 jaar terug gesond gemaak. Al wat jy moet kom is om 'n sit te neem. Want jy's my kind, jy's nie 'n slaaf nie. Jy's my eiendom, man. Ek het jou gekoop. Stap in my voorvertrek en maak op my kombuiskas. Vat wat joune is. Neem 'n besit. Want dit is joune. 'n kind van God weet, alles wat die Vader het, is syne. As gevolg van die verbond. Ek is stil in die Pinksterkerk. Ek sê 'n kind weet dat alles wat die Vader se is joune as gevolg van 'n verbond. Daar kom jy sommer 'n slaaf in jou huis en maak op jou yskas nie. Hoekom nie? Want hy sê jou kind nie. Kan ek 'n amen kry? 'n kind van God weet dat alles is alreeds vir hom geskenk deur Jesus Christus 2000 jaar terug. Hy weet dit. 'n kind van God weet alles is alreeds aan hom gegee. En al wat hy moet doen is dit om 'n sit te neem. Kan ek 'n amen kry? Al wat hy moet doen is om 'n sit te neem. En as jy hierdie mentaliteit kan verander, as jy die denkrigting kan verander, nou kom ons verander, ons kyk hoe kan jy dit verander deur die woord. 2 Petrus 1:3, net 3 skrif van sy klaar. Luister hier, hy sê in sy goddelike krag het hy ons alles geskenk wat tot die lewe van God vrug dien, deur die kennis van hom. Kyk baie, deur die kennis van hom. So hoe neem ek in besit? Wel om jou kennis van God te vermeerder, om te weet dat hy is jou Vader, om te weet dat alles wat syne is joune, deur te weet dat jy's nie 'n slaaf nie, deur te weet dat hy daar reeds alles vir jou gegee. Ek is besig hier om jou kennis van hom te verbeter. Soos Pastor John sê, gebed begin het. Here, ons weet U is 'n goeie God. Wat wil hê dat ons goed gaan? Wat ons wil seën. Wat ons al reeds geseën het. Ek het 'n die woord van die Here sê Psalm 37, hy sê, laat hulle altyd deur sê, groot is God, wat 'n welbehae het in die voorspoed van sy knegte. Spreuke 10:22. Die seën van die Here maak ryk. Rykdom met geld, rykdom in gesondheid, rykdom in geluk, rykdom in vreugde, rykdom in oorwinning, rykdom in sukses. Hy sê dis die seën van die Here wat dit doen, man. Nie moeitevolle arbeid nie. Jy dink wel ek moet harder werk. Nee, luister maar, ek glo in harde werk. Ek werk elke dag van my lewe hard, maar ek weet my harde werk maak my nie suksesvol nie. Dit is Jesus. Hy seën my. Luister wat sê Psalm 5:13. Hy sê dit Afrikaans baie mooi nie, maar ek wil gou vir julle lees. Want U seën die regverdighede, U omring hulle met welbehae soos 'n skild. Die Engelse Bybel sê you surround them
with favor, unmerited favor, like a shield. Elke dag van my lewe bely ek en sê, Here, ek vra nie u guns nie. Ek is omring met die guns van die Here. O, Here, goedheid en guns volg my elke dag van my lewe, omdat ek u kind is. Omdat ek u eiendom is, Here. Omdat ek u eiendom is. Luister mooi. Jy ontvang nie omdat jy het verdien nie. Ek wil jy moet hoor. Jy sien ons werk volgens in die kerk, so die Here moet my nou seën. Die Here moet my iets wat ontvang. Nee man. Ek het volgens gebid daarom. Het is wonderlik om in die kerk, het is wonderlik om te bid. Dit is wonderlik om Bybel te lees, dit is wonderlik om al hierdie goed te doen. Maar luister mooi, jy kry nie seëninge omdat jy dit verdien nie. Jy kry nie seëninge omdat jy goed presteer het nie. Die wêreldse stelsel en God se stelsel is twee verskillende denkrigtings. Jy kan nie die seën kry deur werke nie. Luister mooi. Jy ontvang dit net. Luister mooi. Omdat Jesus Christus dit vir jou aan die kruis volbring het. Jy ontvang dit net omdat jy 'n kind van die Here is. En jy God se eiendom is. En hy jou Vader is. Jy sien as 'n denkrigting verander. Ek behoort nou aan hom. Die liefde dryf elke keer die vrees uit, want ek weet hy het my lief en ek is sy eiendom. En dan kom ons by die laaste punt. Ek weet ek hoef niks te bedel nie. Ek wil net sê dankie Here. Here, ek vat dit. Here, ek neem dit in besit. En ek weet ek het al baie oor gepreek, maar tog sien ek hoe baie kinders van die Here nog steeds die bedelaar mentaliteit het, want hulle weet hoe neem ek in besit nie. En al wat jy moet doen is om te besef wie jy is in Christus en jou denke te vernuwe, verskoon my, jou denke te vernuwe om te sê, ek is 'n kind van die Here, nie meer 'n slaaf nie. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om barmhartigheid te kry, genade te vind, luister mooi, om op die regte tyd gehelp te word. We just enter in. Ons vat dit net. Hoekom? Van jy is 'n slaaf nie. Hoekom? Van jy is 'n kind van die Here. Jy het die volheid van die Godheid in jou. O, vanoggend in die bidkamer toe die Here al reeds profetiese woorde gee, en hy sê, as julle maar net besef wat in julle is. O, ek wil vanoggend sê, as jy maar net besef dat jy kind is. Ek wil vanoggend vir sê, my suster kom speel vir my asseblief. As jy maar net besef dat jy sy eiendom is. As jy maar net besef dat omdat hy sy eiendom is, gaan hy vir jou sorg man. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. He will never fail you. Hy gaan jou nie drop nie. Ek sê hy gaan jou nie drop nie. Never failed me yet. Kan ons hom sing? Kom ons staan. Ek het dit jare laas gesing. Ek hoop jy